Hallo almal, vandag gaan ons die reduksieformules gebruik om ons groot hoeke te verander na hoeke kleiner as 90 grade. Ek het al reeds die K-streel en die reduksieformules hier neergeskryf. Ek wil jou net vinnig herinner aan hoe dit gewerk het. So as ons na die eerste een kyk, dan sien ons dat ons kos van 155 grade werk. Onthou, ons het altyd hier op positiewe x-as begin, dat ons deur 90 roteer. 155 gaan ergens hier tussen 90 en 180 lê. So as dit my hoek is, dan het ons gesê, ons kan kos of sin of tan van daardie groot hoek, daardie 155 grade, altyd gaan meet as dieselfde, behalwe vir die tekens, dieselfde sin, kos en tan van hierdie klein skerphoekie. So ons moet daardie klein skerphoekie soek. So dit sê vir my, dat hoeveel moet ek by 155 tel om 180 te kry? En dit is 25. So ek kan kos van 155 gaan skryf as kos van 180 minus 25. Dit is altyd tot by die x-as en dan terug met 25 grade, sodat ek my 155 hier kry. En nou het ons reël gesê, in die tweede kwadrant waar ons altyd die hoek gaan skryf as 180 minus iets, gaan kos negatief wees, want sin is die positiewe hoek, so dit gaan minus kos van daardie hoek theta wees. So dis nou presies wat ek gaan toepas op 180 minus 25. In plaas van theta, het ek nou net 25, so dit gaan gelyk wees aan minus kos 25. Goed, kom ons doen 'n volgende een. Ek wil net hier die uitvee, dat ek hier plek het, en ons gaan vir sin van 230 grade. So ek sê, in watter kwadrant is 230 grade? Wel, 0, 90, 180, 230 is groter as dit, maar is kleiner as 270. So, dit is hier ergens in die derde kwadrant. Daar is 230 grade. In die derde kwadrant moet ek dit skryf as 180 grade plus iets. Dit is nog steeds die 230 grade wat ek herskryf. So dit gaan wees 180 plus 50. Want 180 plus 50 sal vir my 230 gee. Ek dink julle gaan onthou, toe ons die formules afgelei het, ons sê 180 plus 'n klein bietjie, en daai klein bietjie was presies 50, so dis hoekom ek by 180 plus 50 is. Dan, in die derde kwadrant was, ek het al die pad geskryf kos, terwyl ek eintlik besig is met sin. Maar dit verander niks aan die hoek nie. So die sin van 180 plus derde plus 50, dit is in die derde kwadrant, waar sin negatief is, want tan is die positiewe een, so dit gaan minus sin van 50 grade wees. Tan van 330, so in watter kwadrant is 330? As ek kyk na my kartesiese vlak hieronder nou weer, 330 beteken ek begin by 0 en ek gaan regdeur tot by 270 en ek beweeg nog, so 330 is hierdie groot hoek in die vierde kwadrant. En in die vierde kwadrant moet ek dit altyd skryf as 360 minus iets. So, dit gaan wees tan van
360 minus. En wat moet ek aftrek van 360 voordat ek by 330 gaan kom? Is presies 30 grade, want as ek 360 het, die hele omwenteling, en ek kom 30 terug, gaan my 130 hoek bly. So, dit is 360 minus 30. En dan sê ek, in die 4de kwadrant is tan negatief, so dit gaan wees minus tan van 30 grade. Sin 380 grade. Nou waar op dese aarde is 380 grade, want ons kartesiese vlak gaan net tot by 360. Maar dis maklik. Dit beteken doeteenvoudig ek het 360 grade ombeweeg en toe nog 'n bietjie totdat ek by 380 kom. So eintlik gaan my hoekie hier in die eerste kwadrant wees. En as ek 360 omgeloop het en nog 'n bietjie en ek wil by 380 uitkom, dan gaan daardie hoek 20 grade wees. Maar wat ek doen met my groot hoeke, is ek kan 360 aftrek, want jy sal saamstem, of ek nou van 0 tot by 20 geloop het, of as ek reg omgegaan het, hier is ek weer by 0 en dan loop ek tot by 20, ek eindig by presies dieselfde plek. So wat ek met my groot hoek gaan doen, ek gaan hom vat, en ek gaan 360 grade aftrek, en 380 minus 360 is tan van 20, en dit is klaar in die eerste kwadrant, en tan is positief. Almal is positief in die eerste kwadrant. Wanneer jy 'n groot negatiewe hoek het, soos hier, kan jy weer 360 grade bytel. So ek kan dit skryf as cos van 360 grade wat ek nou by my minus 100 getel het, en dit gee vir my cos van 260. So waar is 260 grade? Dit is van 0 af, loop ek reg deur 180, dis hiersom, in die derde kwadrant. So ek moet daardie 260 gaan skryf as 180 plus ietsie. En dit gaan 180 plus 80 wees. Dis baie belangrik, as ek hier 260 is, moet hierdie nog steeds 260 wees. En 180 plus 80 is 260. En dan weet ek kan my hoekie as 'n skerphoek skryf, dit gaan net dieselfde as cos van 80 wees, maar in die derde kwadrant is tan positief, so cos is negatief. Laaste een, tan van 150 grade. 150 grade is tussen 90 en 180, so dis in die tweede kwadrant. Ek moet die hoekie skryf as 180 minus iets, so dis tan van 180 minus 30, want hierdie hoek hier en daardie een daar moet nog steeds presies dieselfde waarde hê. So tan van 180 minus 30 kan dan herskryf word as tan van 30, mits ek na die tekens gaan kyk, en in die tweede kwadrant is tan negatief, so dit is minus tan 30 grade. Goed, kom ons kyk na 'n paar ander voorbeelde, waar ons nou ons spesiale hoeke moet gebruik, want hulle sê vir ons om dit te doen sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. So cos van 135 grade, 135 grade is in die tweede kwadrant, daar's 0, daar sou ek al 180 wees, so is bietjie minder as 180, 130 grade is
135 is in die tweede kwadrant. So ek moet dit skryf as kos van 180 minus ietsie. So 180 minus daai ietsie gaan wees 45 grade. Want 180 minus 45 is presies gelyk. Hierdie is nog steeds 135, daardie is ook 135, hulle is gelyk. Nou kan ek my reduksie toepas, want nou is ek in die volgorde 180 minus theta, wat ek weet net gelyk kan wees aan kos van daardie hoek, soos die 45 is in die plek van die theta. Maar ek moet na die tekens kyk, en in die tweede kwadrant is kos negatief. So dis minus kos 45. Nommer B, tan van 240. 240 is in die derde kwadrant. Jy kan sien, daar is ek by 180 en hier ergens moet ek stop, want hier sou ek by 270 wees. So ons is nou hier in die derde kwadrant. En in die derde kwadrant moet ek my hoekie herskryf as 180 grade plus ietsie. En dit gaan 60 wees. En dan kan ek my reduksieformule gebruik wat sê tan van 180 plus x is net, plus 60 is net tan van 60. Want in die kwadrant is tan positief. Nommer C, sin van minus 30 grade. Nou die maklikste is om 360 by te tel. So as ek gaan 360 minus 30 grade, dan kry ek 330. Dit is in die vierde kwadrant. Sin in die vierde kwadrant is negatief, en ons moet ons hoekie skryf as 360 minus theta. So ek moet dit skryf as 360, en as ek 30 van 360 aftrek, kry ek 330. So dit gaan reduseer na negatief sin 30, want dit is my stomphoekie hier, en sin is negatief. Nou ja, ek sien, ek het heeltemal vergeet om die waardes te bereken. Kyk, hulle vra eintlik ek moet die waardes bereken sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Goed, om dit te doen, moet ek my gewone driehoekies gebruik wat julle in graad 10 geleer het. Vir 45 grade kry ek 1 wortel 2 en vir 60/30 is dit 1 wortel 3. So jy moet dit leer en nou gaan jy dit gebruik. Kom ek skryf die antwoord in rooi neer. Daar is my negatief wat ek voor die kos 45 gehad het. En dan vir kos 45 gaan ek my gewone kossas gebruik. Wat beteken ek gaan die aangrensend aan my 45 wat 1 is, op die skuinsy vat. So dit is 1 op wortel 2. Vir tan van 60 grade, moet ek hier na my 60 grade driehoekie gebruik. Tan onthou ek met tan ta, so dis teenoorstaande op aangrensend. Dit is wortel 3 op 1. En dan vir sin van 30 grade, onthou daar is 'n minus, so kom ons skryf hom neer, en nou kyk ek na sin van 30 grade, so ek besig met hierdie hoekie 30 grade, sin is sins, so teenoor die 30 grade het ek 1, en die skuinsy is 2.